Groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thys en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons daagliks 'n hoofstuk in die Nuwe Testament het lees, met die doel om ons Christene te vernuwe en te besterk op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Romeine hoofstuk 13 en die opskrif lees: Wees aan die regering gehoorsaam. Julle moet die regering gehoorsaam, want God het dit daar geplaas. Geen regering bestaan buite God se toediening. Dit impliseer dat hulle wat weier om die owerheid te gehoorsaam, hulle teen die instelling van God verset. Die wat dit doen, bring 'n oordeel oor hulle self. Mense wat reg optree, hoef nie vir die owerhede bang te wees nie. Die kwaaddoeners wel. As jy op goeie voet met die owerhede wil wees, handel dan volgens die wet en jy sal selfs van hulle lof ontvang. Die owerheid is immers 'n dienaar van God om jou beste belange te bevorder. Maar as jy jou met die verkeerde besig hou, sal jy van selfsprekend benoud wees, want die owerheid besit nie verniet die mag om te straf nie. Die owerheid is immers ook hierin God se dienaar, dat hy die kwaaddoener aan die pen moet laat ry. Om saam te vat, wees aan die regering gehoorsaam en wel om twee redes, nie net om straf te vermy nie, maar ook te wille van 'n skone gewete. Daarom moet julle ook julle belasting betaal. As dienaars van God moet die amptenare betaal word sodat hulle met hulle take kan volhou. Kom dan julle verpligtings teenoor almal na. Betaal belasting aan die wat dit van julle vra, tolgeld en alle soortgelyke heffings aan die wat dit van julle vereis, en respekteer en eer almal aan wie julle dit verskuldig is. Betaal alles wat julle verskuldig is, maar die ene rekening wat julle altyd verskuldig sal bly, is om mekaar lief te hê. As jy jou naaste lief het, vervul jy die wet, want elke verbod, die teen egbreek, teen moord, teen diefstal, teen verkeerde begeertes en watter ander een daar ook mag wees, word opgevang in hierdie een groot opdrag. Jy moet jou medemens net so lief hê soos jouself. Die liefde doen niemand kwaad aan nie. Daarom voldoen die liefde aan al God se vereistes. Julle moet hierdie dinge doen omdat julle besef dat die tyd besig is om uit te loop. Dit is dringend tyd om wakker te word, want die tyd van ons finale redding is nou alweer 'n hele eind nader as toe ons gelowig geword het. Die nag is byna verby. Die dag is so te sê hier. Kom ons trek daar die vuil sonde klere uit wat in die donker tuis hoort, en ons trek die wapenrusting aan wat pas by 'n lewe in die lig. Ons moet ordentlik lewe, sodat dit die toets van die daglig kan deurstaan. Ons moet nie betrokke wees by wilde en dronkword partytjies, by seksuele en losbandige uitspattigheid, of onenigheid of afgunstigheid nie. Nee, soos 'n mens jou klere aantrek, moet jy die Here Jesus Christus aantrek, en nie 'n duimbreedte toegee aan die begeertes van julle sondige natuur nie. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes.